Goeienaand. Ja, dankie. Goeienaand. So lekker om van julle ook te hoor. Ja, Jessie. Skoolkinders, eerste volle week van skool, hè? Hoe was dit? Lekker. Ek hoor sleg. Ek hoor iemand wat sê hulle is al klaar moeg vir die jaar. Voel julle ten minste reg vir die jaar? Voel ons okay? Week 1, week en 'n half verby. Okay, ek sien iemand wat hulle kop kyk. Okay. So ek het 'n paar vragies vir julle, net gevinnig om die diens aan die gang te kry en ons net 'n bietjie 'n losering gemaklik te kry, of dalk maak dit net eintlik jou meer stresvol. Maar ons sal uitfigure soos wat ek aangaan. Wie het al 'n taak gekry? Ek kry julle baie jammer. Wie het al vergeet om hulle huiswerk te doen? Guys, dis 'n week en 'n half. Okay, wie het al met sport begin? Okay, julle almal. Great. Wie het al die merits gekry? In die week en 'n half wat skool aan die gang is. Moenie jou hande opsteek as jy ouers is. Hoekom het julle die merits gekry? Ek het 'n hand daar gesien. Ek hoop dit is net omdat jy laat was vir skool. Maak nie saak nie. Julle, ons is aan die begin van die jaar. Dinge is nog so 'n bietjie exciting, dinge is nog 'n bietjie stresvol dalk vir ons. Maar ek dink ons kan almal saamstem dat dis nog 'n hele rukkie voordat ons weer heerlike Desember vakansie gaan hê. En waar ek nou hier staan, verlang ek verskriklik baie na my Desember vakansie. Ek dink dit was so klein bietjie te kort geweest, dalk met 'n week of 2, 3 maybe. Maar ja, hierdie is dalk 'n groot jaar vir van ons. Die graad 11 wat hier is, grootste, belangrikste akademiese van jou lewe, ons matrieks, as daar van julle is hier van julle vanaand, matrieks. Ja, groot eksamens wat voor lê, rekordeksamens, eindeksamens, en ek bedoel, ons is in Januarie, en dis al wat jy hoor op hierdie stadium is, belangrikste eksamen van jou lewe, wat voor lê, en universiteit, en al hierdie dinge. Ja, van ons is dalk bietjie meer opgewonde oor die jaar wat voor lê. Ek dink nou weer aan die graad 11, jy raak 17, jy kan jou learners kry, dis dalk vir jou meer opwindend as jou ouers. Die wat 18 raak, kry hulle lisensie wat dalk jou ouers nog meer van 'n angsaanval gaan gee. Maar vir ons ouer gemeentelede wat hier is vanaand, wat nou nie meer op skool is nie, dalk is julle opgewonde oor 'n werksfunksie wat plaasvind hierdie jaar, of dalk het jy 'n promotion gekry en dis net great soos wat dit nou aangaan. Maar ja, dalk is jy selfs in die laaste jaar van studeer. Dis 'n massive ding. Dis baie exciting vir van ons wat dalk hier sit. Maar ek wil eintlik julle gou gaan nooi met al die gedagte van die jaar wat voor lê, van soos angste, van soos opgewonde. Draai gou vir my na die persoon toe wat langs in jou sit. Ja, julle gaan praat en ek beloof jou die persoon langs in jou gaan nie jou kop afbyt nie. Maar draai 'n bietjie na mekaar toe en deel een ding waarvoor jy regtig nie uitsien in 2025 nie. Soos jy kan regtig nie, jy kan wag daarvoor. En waar voor jy begin, nog 'n ding, dis die eerste een. So waarvoor sien jy nie uit nie? En dan een ding waarvoor jy regtig baie uitsien. So ek gaan vir julle vra om bietjie te praat met mekaar, gaan na die tyd vir julle vra om vir my bietjie te vertel. Ek wil sommer hoor of ons nie sommer die wat kollekte gaan help opneem, of ons dit nie so lank nou kan doen terwyl hierdie gesprek aan die gang is nie. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm afraid. You are my desire. No one else will do.
'cause nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace, help me find a way, bring me back to you. You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Ladies. Draw me close to you. Never let me go. Okay. Is daar enigiemand wat dit in hulle harte het om dalk te deel waarvoor hulle nie uitsien hierdie jaar nie? Dian? Skool. Valid. Nog iemand wat dalk ietsie wil deel? Ek gaan kies as niemand hulle hand gaan opsteek nie. Ja, jy lyk baie lus om vir ons te sê ja, Rulai. Oh, 'n flip, sorry. Examens. Ja, dit is 'n ding waarvoor niemand van ons uitsien nie. Iemand wat wil deel waarvoor hulle baie uitsien? Ja, kyk, nou wil julle ewe skielik almal praat. Daarso. Sport. Games. Vakansie. Ek is saam met jou daar. Graad 7 kamp. Ja, wanneer is julle graad 7 kamp? Maart. Amper hierso. Ag julle, ek gaan nou nie deur die hele kerk gaan en vra wie sien uit vir wat en wie sien op na wat nie. Maar wat ek gaan vra is dat ons net 'n oomblik van stilte neem om hierdie te vat, hierdie dinge waarvoor jy uitsien, die dinge waarvoor jy opsien, die dinge wat jou opgewonde maak, die dinge wat jou angstig maak, jou bietjie laat stres, die dinge wat ja, jou lekker warm laat voel en die dinge wat jou weer lekker koud laat voel. Ek gaan die Kersfonds aansteek. En hierdie kers is eintlik maar net, dis 'n teken van God se teenwoordigheid. 'n Simbool wat ons herinner dat God is teenwoordig. Nie net hier nie, maar eintlik waar ook al ons gaan. Maar soos wat ek die kers aansteek, wil ek 'n oomblik van stilte neem, dat ons net hierdie dinge wat ons nou aan gedink het, alles wat ons opgewonde maak vir 2025, maar alles wat ons ook angstig maak, net voor die Here kan kom neerlê. Verder wil ek jou ook nooi. Ek weet ons almal sukkel partykeer om aandag te hou deur 'n diens, maar as jy dit oor jou hart kry, kyk na die kers, onthou God is hier, jy is hier, ons is hier. Kom ons bid saam. Here Jesus God, ons kom voor U vanaand van ons met 'n hart van opwinding, van ons dalk met 'n hart van onsekerheid, van stres en angs Heer oor 2025. Ons is nog aan die begin van die jaar. Dit voel eintlik al of ons in amper teen die einde is Heer met hoe lank dit aangaan. Maar ons bring hierdie dinge wat ons opgewonde maak en wat ons bang maak voor U vanaand Heer. En ons raak bewus van U teenwoordigheid wat U is Heer. Amen. Ek wil julle nooi om graag saam met my op te staan. Dan gaan Jatti en die res van die band ons lei 'n paar liedere in. Kom ons staan en dan sing ons lekker saam.
ek my krag. Hy is my toevlug in my nood. Hy is my skuld, my wegryplek, by wie ek altyd veilig is. Vertrou op hom, ten alle tye stort jou hart uit voor die Heer. Hy is my redding, my veilige vesting. Hy keer dat ek wankel, my rots. Net by God vind ek my rus. Op hom alleen kan ek vertrou. En al die mag behoort aan hom. Hy is my lewe en my hoop. Vertrou op hom, ten alle tye stort jou hart uit voor die Heer. Hy is my redding, my veilige vesting. Hy keer dat ek wankel, my rots. Wees stil, my siel, hy is die Heer. Van hom is my verwagting. Wees stil, my siel, hy is die Heer. Van hom kom my verlossing. Wees stil, my siel, hy is die Heer. Van hom is my verwagting. Wees stil, my siel, hy is die Heer. Van hom kom my verlossing. Vertrou op hom, ten alle tye stort jou hart uit voor die Heer. Hy is my redding, my veilige vesting. Hy keer dat ek wankel. Vertrou op hom, ten alle tye stort jou hart uit voor die Heer. Hy is my redding, my veilige vesting. Hy keer dat ek wankel, my rots. All who are thirsty, all who are weak, come to the fountain. Dip your heart in the stream of life. Let the pain and the sorrow be washed away in the waves of His mercy. As deep cries out to deep, we sing, come, Lord Jesus, come. Come, Lord Jesus, come. Come, Lord Jesus, come. All who are thirsty, all who are weak, come to the fountain. Dip your heart in the stream of life. Let the pain and the sorrow be washed away
Soos 'n wilsbok wat smag, na water smag my siel, na U, U alleen is my hart verlangen en ek bring U die eer. U alleen is my bron van krag, en U teenwoordigheid wil ek wag. U alleen is my hart verlangen en ek bring aan U die eer. Soos 'n wilsbok wat smag, na water smag my siel, na U, U alleen is my hart verlangen en ek bring aan U die eer. U alleen is my bron van krag, en U teenwoordigheid wil ek wag. U alleen is my hart verlangen en ek bring aan U die eer. Amen, julle kan gerus sit. Ons gaan sommer teruggaan na die titelblad toe, asseblief. Ja, so iets wat nogals baie by my opgekom het hierdie week, terwyl ek voorberei het vir vanaand en alles wat 'n mens doen nou, het een ding by my vasgehaak. Ons is nog steeds in Januarie. Dit voel of ons in April moet wees, want Januarie het 3 maande binne in die maand self, maar hier sit ons nog steeds die 26ste Januarie. En ek weet Februarie is basically al klaar hier, en ek sien regtig nie uit vir die hitte wat dit gaan bring nie. Maar die punt is dat dit voel of vir die jaar of vir 6 maande aangaan, maar is eintlik al net vir 3 weke aan die gang. Hier sit ons, 3 weke in, waar ook al ons is, of jy nou in skool is, of jy werk, of jy student is, jy sit in Januarie, en ons hoor konstant, die heeltyd, word daar vir ons vertel, wat alles vir die jaar nog moet gebeur. Van ons word die heeltyd, soos die matrieks daar agter julle sal weet, ons word heeltyd herinner aan die feit, dat hierdie is die belangrikste eksamens van jou lewe. Die graad 11 wat jy sit, sal ook weet, hierdie is die belangrikste akademiese jaar van, jy hoor dit konstant. Van ons wat dalk werk, hoor, teen die tyd al in Oktober gaan jy hierdie kliënt moet sien, en dis hierdie funksie wat gaan moet gebeur, en dis hierdie persoon wat hierso, en dit en dit en dit. Van ons wat studeer weet al klaar, ons het al klaar ons eksamenroosters gekry, ons weet wat voor lê, ons weet op hierdie dag gaan ek dalk deurkom, en dalk nie deurkom nie. Jy weet, geen wonder dit voel partykeer vir ons of Januarie al vir 3 maande lank aangaan nie, want ons weet al klaar presies hoe die res van die jaar gaan lyk, né? Nou, dis ook 100% moontlik dat ek dalk net so voel vanaand, omdat ek dalk nog in daai Desember vakansie mindset is, en ek het gebieg dat ek nog graag 'n langer vakansie wou gehad het, en iets in my hoop eintlik dat ek nog steeds die vakansie iewers weer gaan uitkry. Maar dit laat my ook eintlik baie dink, en dis nou die tweede ding wat my opgekom het in my voorbereiding, hoe ons nou voel in Januarie, hierdie hele idee van, jy weet, ek's 3 weke in, maar ek weet al klaar die res van die jaar, like, hierdie maand voel asof dit al 3 jaar lank is. Dit laat my baie dink aan wanneer 'n mens gaan draf. Wie van julle draf? Hier's 'n paar drawers. Great. Wie van julle het al so 5 km gaan draf? Great. Wie van julle het al probeer draf? Soos, jy het gesê, hierdie is my jaar van draf, en toe doen jy dit en jy soos, nee,
hierdie is nie vir my nie. So julle sal verstaan daai gevoel wanneer jy net begin draf, daai eerste 500 meter en jy dink by jouself, jy kyk so, as jy horlosie het en jy sien, okay, cool, ek's 400 meter in. Hoekom doen ek hierdie nou alweer? Hoekom doen mense hierdie is dit veronderstel om lekker te wees? Dis half hoe ek bietjie voel oor Januarie op hierdie stadium. Dit voel vir my soos daai beginpunt van 'n draffie en ek sê ek's nou regtig nie lus hiervoor nie. En ons is nog steeds aan maand 1 van 12. Terug op die drafvraag, wie het al 10 km gedraf? My pride and joy. Wie het al verder as 10 gedraf? Iemand al 'n halfmaraton gedoen wat hier sit. 21 kilos. Tiaan het 21 kilos al gedraf. Enigiemand wat al 'n volle maraton gedoen het? Ek. Tiaan, hoe lank is 'n maraton? Hoeveel het jy gedoen? So marathons, ek wil maratonne sê, maar blykbaar is die grammatically correct term marathons in Afrikaans. Maar marathons is gewoonlik 42.2 km lank. Dit is 'n ongelooflike, onmoontlike afstand om jouself in te dink. As jy nou moet dink, jy het al 'n 5 km gedraf in jou lewe of gestap of whatever, en dit was al klaar horrible geweest en jy het elke sekonde daarvan gehad. Imagine dat jy 42 km moet draf. 42.2. Nee, imagine jy is by die wegspringpunt, die ouers besig om aan te kondig, great, ons gaan nou begin. Wat ook al hulle, die klapper wat hulle skiet, en jy dink nou, okay, great. Cool, ek's 500 meter in, 42.15 km om te gaan. Yes, fantasties. En dalk deel van julle hierdie sentiment met my, dat Januarie voel 'n bietjie soos hierdie. Januarie voel soos die eerste 500 meter of die eerste kilometer in 'n maraton, want maand 1 in maand van 'n jaar wat 12 maande het en dit voel al klaar so lank dat jy eintlik by jouself wonder, hoekom het ek hierdie gedoen? Hoekom is 2025 hier? Soveel sodat dit dalk vir ons moeilik is om die lig uit die uiteindelike einde van die tonnel raak te sien. En dis nou eintlik waar vanaand se tema nou uiteindelik inkom, maratons en woestyne. Want ons gaan sien in die Bybel dat daar ook eintlik 'n groep mense is wat op hulle eie tipe maraton is. Maar wat baie interessant is, toe ek nou voorberei het vanaand en marathons gegoogel het, hoe ver is maratonne en hoe ver is halfmaratonne, al hierdie dinge, het ek afgekom op die Marathon des Sables. Ek weet nie of ek dit reg uitspreek nie. Maar ek kan nie oor marathons en woestyne praat en nie praat oor marathons in woestyne nie. So hierdie marathon vind al plaas van 1986 af en is wat hulle noem 'n ultra marathon. So as jy dink 42.2 kilos is flippend lank, hierdie marathon is 7 dae lank in die Sahara woestyn en is 257 kilometer lank. Ek kan nie myself indink hoe ver dit is nie. Party professionele atlete ag hierdie marathon as die moeilikste resies wat jy op jou voete kan doen. Nou 7 dae in die woestyn en 257 kilometer klink soos iets wat ondenkbaar is. Dit klink nie eers of mense dit kan regkry nie, of jy wil dalk by jouself vra, hoekom is hierdie mense okay? Kort hulle iemand om mee te gesels? Hoekom wil jy oor die 200 kilos oor 7 dae hardloop? Maar as ons nou na die Bybel toe gaan draai, sien ons dat daar eintlik mense is wat nog langer as dit in die woestyn op hulle eie tipe marathon was. En dis nou natuurlik die Israeliete. En voordat ek verder aangaan, gaan ek vir ons sommer net uit die teks uit lees vanaand. Ek lees uit Eksodus 16 uit, vers 1 tot 18. Ek gaan 'n oomblik gee as jy jou Bybel saamgebring het om saam met my te blaai daarna toe. As jy nie weet waar Exodus is nie, dan het jou katekeseleer nie 'n goeie werk gedoen nie. Maar kom ons vat net gou 'n oomblik. Sluit ons oë en ons hoor wat die Bybel vir ons wil sê vanaand. Hierdie is ons kom voor U. Ons het nou al 'n paar goed gehoor hier, iets van woestyne, iets van resies, iets van marathons, Here. En ons hoor dat daar iemand of mense in die Bybel is wat half aanklank kan vind by hierdie Here. Mense wat op hulle eie tipe marathons gegaan het, Here. Mense by wie ons dalk aanklank kan vind. As ons dink hoe 2025 op die stadium vir ons voel, Here.
Hier soos wat ons draai na die Bybel toe, wil ek vra dat ons harte oop sal wees, ons ore oop sal wees, ons siele oop sal wees vir u boodskap vanaand, Here. Ek vra dit in u naam en u genade alleen. Amen. Eksodus 16. Dit is 'n bietjie lank, maar stay with me. Die Israeliete het van Elim af weggetrek en die hele volksvergadering van die Israeliete het in die Sin-woestyn aangekom, wat tussen Elim en Sinai lê. Dit was op die 15de dag van die tweede maand nadat hulle uit Egipte land uitgetrek het. Die hele volksvergadering van die Israeliete het teen Moses en Aaron gemor in die woestyn. Die Israeliete het vir hulle gesê: "As ons maar deur die hand van die Here in Egipte land gesterf het toe ons by die vleispotte gesit en dan versadig geëet het aan brood. Maar julle het ons na hierdie woestyn uitgelei om die hele gemeenskap van honger te laat sterf." Die Here het vir Moses gesê: "Kyk, ek gaan vir julle brood uit die hemel laat reën. Dan moet die volk uitgaan en genoeg vir elke dag bymekaar maak, sodat ek hulle kan toets of hulle my wet sal volg of nie. Op die 6de dag moet hulle voorberei wat hulle inbring. Dit moet dan 2 maal soveel meer wees as wat hulle daagliks bymekaar maak." Moses en Aaron het vir al die Israeliete gesê: "Vanaand sal julle weet dat dit die Here is wat julle uit Egipte land uitgelei het. En môreoggend sal julle die heerlikheid van die Here beleef, omdat hy julle gemor teen die Here gehoor het. Wie is ons dat julle teen ons mor?" "Ja," het Moses bygevoeg, "wanneer die Here vir julle vleis in die aand gee om te eet en brood in die oggend om julle versadig te eet, omdat die Here julle gemor gehoor het wat julle teen hom gerig het. Wie is ons? Dit is nie teen ons wat julle gemor het nie, maar teen die Here." Moses sê toe vir Aaron: "Sê vir die hele volksvergadering van die Israeliete: Kom nader voor die Here, want hy het julle gemor gehoor." Net nadat Aaron met die hele volksvergadering van die Israeliete gepraat het, het hulle in die rigting van die woestyn gedraai en kyk, die heerlikheid van die Here het in 'n wolk verskyn. Die Here sê toe vir Moses: "Ek het die gemor van die Israeliete gehoor. Praat met hulle en sê: laatmiddag sal julle vleis eet en in die oggend sal julle versadig wees van brood. Dan sal julle weet dat ek, die Here, julle God is." In die aand het kwartels oorgekom en die kamp bedek, en in die oggend was daar 'n laag dou rondom die kamp. Toe die doulaag verdamp, kyk, toe was daar op die oppervlakte van die woestyn iets wat fyn en skilveragtig is, so fyn soos ysryp op die grond. Toe die Israeliete dit sien, sê hulle vir mekaar: "Wat is dit?" Want hulle het nie geweet wat dit was nie. Moses sê toe vir hulle: "Dit is die brood wat die Here vir julle gegee het om te eet. Dit is die opdrag wat die Here gegee het. Elkeen van julle moet soveel bymekaar maak as wat die aantal persone by julle kan eet. Dan moet elkeen van julle dit neem vir wie in sy tent is." Die Israeliete het dit so gemaak, hulle het bymekaar gekom, die een baie en die een ander min. Toe hulle dit met 'n omer meet, het die wat baie opgetel het nie te veel gehad nie, en die wat min opgetel het nie te min gehad nie. Wat elkeen nodig gehad het om te eet, het hulle bymekaar gemaak. Ek weet dit was nou 'n bietjie van 'n lang teks en daar's baie herhaling en ek voel of jy dieselfde ding 3 keer oorgehoor het, maar hier 'n bietjie genade vir die skrywers van die Bybel. Daar was eintlik 'n rede agter al hierdie herhaling van dieselfde ding, want die skrywers probeer eintlik net 'n punt maak van iets, dat die Here het julle gehoor. Niemand anders het julle gehoor. Ja, Moses en Aaron het julle gehoor, maar die Here het julle gehoor in hierdie tyd. Maar op 'n ander punt, daar's een baie groot verskil tussen die Israeliete en die persone van wie ons gepraat het wat marathons hardloop. En dis dat die persone wat die marathons hardloop, of hulle nou deur die woestyn hardloop en of jy dit vir fun doen en of jy wegkom van die probleme af, jy weet gewoonlik hoe ver jy gaan hardloop. En op hierdie punt het die Israeliete nog nie eintlik geweet dat hulle nog so 40 jaar in die woestyn gaan moet rondloop nie. Geen idee 2 maande in dat hulle eintlik maar nog net aan die begin van hulle marathon is nie. Wat hulle wel geweet het, is dat hulle honger was, dat hulle dors was en dat hulle flippend desperaat was. Soveel sodat hulle bereid was om vir Moses te sê: "Hoorie, ons wil terug aan Egipte toe. Want by Egipte het ons ten minste kos gekry." Dieselfde plek waar hulle as slawe hanteer was. En as jy dink jy weet hoe 'n slaaf hanteer was, dink gou daaraan en dan dis 10 keer erger as daai. Laagste van die absolute laagste. En jy weet, ek blameer hulle nie eers nie. Hulle is in die middel van die woestyn,
'n lewelose dorpplek, daar's niks om na te kyk nie. Jy's dors. Jy's besig om met jou hele familie deur hierdie woestyn te stap. Heel waarskynlik met skoene soos hierdie, so daar's sand oral in jou skoene, sand oral anders waar dit nie moet wees nie. Jy skaaf, jy brand in die son. Dis net jy voel moedeloos. Jy voel miserable. Eintlik is die regte woord. Dis flippe moeilik om optimisties te bly in sulke situasies. En verder blameer ek hulle ook nie dat hulle uitroep aan God nie. Dat hulle twyfel, maar sien God my raak nie? Is God actually besig om vir ons na ons te kyk nie? Ja, God het ons uit Egipte uitgekry, maar kyk, ek is hier honger, ek is hier dors. Ek kan nie eers die lig aan die einde van die tonnel sien nie. En daarvoor blameer ek hulle ook nie, want ek hoef nie eers in 'n woestyn te wees om so te voel party daai nie. Ek hoef nie in 'n woestyn te wees waar ek honger is al vir 2 maande lank om partykeer te voel, maar is die Here nog regtig by my nie? Jy weet, dit raak vir ons ook moeilik om partykeer net blindelings te glo, ja, alles gaan oukei wees, God is by my, ek moet net glo, ek moet net bid, dit gaan oukei wees. En ons mag so voel. Nêrens sê dit vir ons mag nie so voel nie. Nêrens sê dit ons mag nie twyfel of kwaad raak of vra maar waar is God wanneer ek tans besig is om deur my eie tipe woestyn te gaan nie. My eie tipe maraton, my eie tipe 2025 waar ek 2 maande in iets in is, eintlik 'n maand en ek nie eers die einde daarvan kan sien nie. Maar dan draai ons nou ook weer terug na die Bybel toe en ons sien wat Moses, ek wil sê die Israeliete leer, maar hulle eintlik net weer aan herinner. En dis amper soortgelyk soos wat jy, as jy nou 'n maraton sal hardloop of 'n race of wat ook al, amper soos wat jy sal stop by 'n waterpunt, is Moses eintlik net besig om die Israeliete te herinner, maar julle kan ook stop by 'n waterpunt. Nou nie 'n letterlike waterpunt nie, maar julle kan draai na God toe. En nou, hierdie waterpunte wat ek daarvan hou om te dink, dat Moses hierdie, wat hy sê, is baie soortgelyk aan 'n waterpunt, want so elke 3 kilometer in 'n race is daar mense wat staan met water of Powerade of Coke of wat ook al vir die mense wat hardloop om nou te kan stop en te kan drink. En is in hierdie oomblik van drink wat jy half net jouself kan heroriënteer. Jy kan 'n oomblik vat om net te sê, okay, 3 kilometer down, 3 om nog te gaan tot by die volgende waterpunt. 3 kilometer down, great, ek kan nog 3 doen. Dis 'n oomblik waar jy net jou gedagtes bymekaar kry en jy net eintlik besef ek kan hierdie doen. Ek kan dit maak tot die eindstreep. So die manier hoe die Israeliete hierdie doen, hoe hulle nou by hulle waterpunt stop, is 'n bietjie anders as 'n letterlike waterpunt. Want ons sien dat God stuur kwartels en God stuur die dou in die oggende wat brood raak. Nou ons praat gewoonlik van manna as ons praat van hierdie brood. So as ek manna sê, dis waarvan ek praat. Maar hulle was desperaat in hierdie tyd, soos wat ons gesien het. Hulle het gesukkel. Hulle was ongelukkig. Hulle was basically, kan ons sê, hulle was in daai eerste 500 meter van 'n race of 'n draffie wat jou regtig kan maak of breek. En hulle het regtig iets gekort, regtig 'n teken gekort om te weet God is nog by my. Ek kan hierdie races hardloop. Ek kan hierdie maraton klaarmaak. Dan gaan God aan en nooi hulle om deel te neem. God nooi die Israeliete om vir hulle te sê, kom stop by my. Amper soos wat die marshals by 'n race jou sal roep en sê, hy wil jy nie gou 'n watertjie drink nie. So is God besig om dieselfde te doen vir die Israeliete. Hy nooi hulle uit en sê, maar kom na my toe. Kom vind gou net weer jouself by my. Kom heroriënteer jouself net by my. Ja, God stuur die kwartels en God stuur die manna en al hierdie dinge, maar dit is nie waar dit stop nie. Stop nie net, dis nie hoe die Israeliete weet God is tog nog by ons nie. Dis nie hoe hulle teenwoordig raak nie. Die Israeliete raak teenwoordig en bewus hiervan sodra hulle uitgaan. Sodra hulle fisies uitgaan, fisies die kwartels kry, fisies die manna optel en eet, dan besef hulle God kyk na my. So die besluit, die aksie, die mag, lê alles by die Israeliete. Hulle is die enes wat die keuses het om deel te neem. Want God forceer hulle nie, God nooi hulle. En dis eintlik hoe hulle éventueel die lig aan die einde van die tonnel sou sien. 40 jaar in die woestyn, is dit die enigste manier hoe jy die lig aan die einde
van 'n tunnel sal sien. Ek wil amper sê dis ook die enigste manier hoe jy die einde van 'n maraton sien, is dat jy eintlik moet stop vir water. Jy moet hierdie oomblik van heroriëntasie neem. Dalk elke 3 km, dalk elke tweede waterpunt, dalk elke derde, maar die punt is, as ons nie nie stop by die waterpunte nie, gaan ons dit nie maak nie. En soos wat God die Israeliete nooi om te stop by hom of by die waterpunte, so word ek en jy vanaand ook genooi. Ons word ook genooi om in ons maraton van 2025 te stop by God. Want dalk voel van ons vanaand al klaar so. Dalk voel ons ook soos die Israeliete wat hulle is regtig nog net in die begin van hierdie 40 jaar, maar hulle is al klaar oor dit. En ons is nog net 3 weke in Januarie en jy is dalk net oor dit. Skool is 'n week aan, maar jy is net oor dit. Werk is al vir 3 weke aan en jy is net oor dit. Jy kan nie die lig aan die einde sien nie. So God nooi ons om hierdie te doen, maar God stuur nou ook nie vir my en vir jou vanaand kwartels en manna om hierdie tipe bewys te kry of ons is nie uitgenooi om manna en kwartels te eet nie. Maar ons word genooi om intentioneel te wees in ons manier van bewus raak van God. Op dieselfde manier wat die Israeliete intentioneel uit moes gaan en die manna optel. So word ek en jy genooi om intentioneel bewus te raak van God se teenwoordigheid. Maar hoe doen ons nou hier? Hoe kan ons dit doen vandag? En ja, ons het nou gehoor dat ons kan nie kwartels en manna kry nie en van die ander goed wat Moses gedoen het, Moses het bitter water soet gemaak en eventually het hy ook water uit 'n klip uit laat kom en al die goed. Ons het nie dit nie. Maar ek wil vir jou nooi in hierdie oomblik, net gou vinnig, om jou oë toe te maak saam met my. Soos wat jy daar sit met jou oë toe, wil ek jou nooi om net te dink oor die week wat se pas verby is. Replay dit net gou deur jou kop. Dalk was dit 'n amazing week gewees. Dalk was dit ongelooflik sleg. Dalk selfs die slegste week wat jy al gehad het. Dalk sukkel jy om te onthou wat alles hierdie week gebeur het, maar ek wil jou nooi om net te probeer om deur hierdie week te gaan. Dag vir dag vir dag. In daai week, wat's iets wat jou gelukkig gemaak het? Wat's iets wat jou kwaad gemaak het? Is dit dalk iets wat jy anders sou wou doen hierdie week? Dink gou aan so 2 dinge waaroor jy dankbaar is wat hierdie week gebeur het. En my laaste vraag, as jy nou dink oor al hierdie dinge wat die week gebeur het, die dinge wat jou opgewonde maak, wat jou geïrriteer het, wat vir jou sleg was, dinge waaroor jy dankbaar is, wat jy dalk anders wou doen, waar is daar tye of oomblikke waar jy God se teenwoordigheid kan identifiseer? Waar jy dink en voel God teenwoordig was? Of God het dalk iets oor jou hart gebring? Jy het dalk beskerm teen iets. Dalk het jy God jou gekeer om iets te sê vir iemand wat jy nie moes sê nie. Julle kan julle oë oopmaak. Dis hoe eenvoudig dit kan wees. Dis wat ek bedoel as ek praat van waterpunte, of wanneer God ons uitnooi na hierdie waterpunte toe, ons hoef dit nie te oorkompliseer nie. Dis doodeenvoudig net 'n oomblik neem om te reflekteer oor ons week. Tyd waar jy intentioneel sit en tyd maak om bewus te raak van God. En dit werk vir party van ons. Vir party van ons werk hierdie wonderlik om teenwoordig te raak by God. Maar vir ander is dit dalk moet ons intentioneel tyd maak om in die natuur te kom. Of tyd maak om buite te gaan stap.
Dalk is daar vir van ons hierso vanaand is dit om intentioneel tyd te maak vir Bybelstudie en bid dat jy regtig iets van God se teenwoordigheid beleef. Of dalk is dit om na daai een plek toe te gaan, of dit nou by die huis is en of dit buite is en waar ook al waar jy werklik net openbloot kan gaan sit en jy kan jou hart oopmaak vir God. Dit lyk anders vir ons elkeen. Maar die punt wat ek probeer maak is dit hoef nie complicated te wees nie. Dit hoef nie complicated te wees as ons oomblikke wil vat om te rus nie, oomblikke om teenwoordig te word in God. Ons hoef nie manna te hê nie, ons hoef nie kwartels te hê nie. Ons kan net by die huis sit. En dit kan so eenvoudig wees as om te dink, waarvoor is ek dankbaar vandag? Waarvoor is ek dankbaar wat vandag met my gebeur het? Ons is nou nog net in die begin van 2025. In die begin van ons marathon. En waar 'n fisiese resies elke 3 kilometer 'n geleentheid het om water te drink, het ons ook die geleentheid om elke dag, elke week, wat ook al vir jou die beste werk, het ons ook geleenthede om by waterpunte te stop. Het ons ook geleenthede om bewus te raak van God. Want net as wat 'n persoon wat 'n marathon hardloop, dit nie gaan maak as hulle nie waterbreuke vat nie, gaan ek en jy dit ook nie kan maak as ons nie by God stop, so elke nou en dan nie. Veral nie by 2025 nie. Dis hoe ons die lig aan die einde van die tonnel gaan sien. Amen. Kom ons sluit so. Jesus God, ons het baie dinge gehoor vanaand, Heer. Ons het 'n lang storie gehoor oor in die Bybel, Heer, van die Israeliete wat gemor het, Heer, wat gekla het, wat desperaat was, Heer. 'n Groep mense wat nie geweet het dat hulle nog 40 jaar in die woestyn gaan wees nie, maar wat hulle geleer het is dat die manier hoe ons die lig aan die einde van die tonnel sien, is om net weer by U te rus, Heer. Oomblikke te neem en teenwoordig raak by U, Heer. Heer, ons dankie dat ons die geleentheid het in die alledaagse lewe, Heer, of ons stap, of ons draf, of ons kar ry, of ons in die skool is, of ons by die werk is, Heer, dat ons oomblikke kan vat en net teenwoordig kan word by U, Heer. Ons dank U daarvoor. Amen. Ek wil julle graag nooi om saam met my te staan en een laaste lied te sing. En dan soos wat Jati julle klaarmaak met hierdie lied, wil ek julle vra om net te bly staan. Ek gaan 'n vinnige afkondiging doen en dan die seën vir ons uitspreek. Dankie. Come, Holy Spirit, move among us. Come, Holy Spirit, flow living water, flow within us, flow living water. Come, Holy Spirit, move among us. Come, Holy Spirit, flow living water, flow within us, flow living water. Your love is alive, it's breaking the darkness, it's bringing the light to soften the heart of stone. Your love is alive, it's breaking the darkness, it's winning the fight and bringing the orphan home. Utando, tando, wako, wako, luya, bila, buso, buso, wako, wako, luya, bila,
Spirit. Flow living water, flow within us, flow living water. Your love is alive, it's breaking the darkness, it's bringing the light, to soften the heart of stone. Your love is alive, it's breaking the darkness, it's winning the fight, and bringing the orphan home. Tanto, tanto, wako, wako, luya bila, buso, buso, wako, wako, luya bila. Come, Holy Spirit, move among us. Come, Holy Spirit, flow living water, flow within us, flow living water. Net voordat ek die seën uitspreek, is ek gevra om net 'n vinnige afkondiging te doen. Ons wil graag geleentheid skep vir enige iemand wat bereid is om te help so 'n halfuur voor Sondae-aande se dienste. Ons wil graag daarvoor 'n baie lekker net 'n vibe skep voordat die diens begin. Ons wil graag insette hê van mense in die gemeente en ons wil graag mense nooi wat bereid is om te wil help en uitsien vir dit en kans sien vir dit. Om graag net met Dominee Eugene te kom gesels. Hy gaan na die diens hier voorkom staan. Jy is welkom om jou naam vir hom te gee, jou nommer en so. Ons wil net 'n lekker ruimte skep vir wanneer een en elkeen aankom. Goed, ontvang die seën van die Here. Mag die genade en vrede van God wat alle verstand te bowe gaan jou bystaan in hierdie week. En mag die Here jou herinner dat waar ook al jy beweeg, jy by hom kan stop en teenwoordig word. Amen.